Saam met my nou is ekonom Ulrich Joubert, baie welkom. Van die dinge wat nou nie baie duidelik uitgespel is in ons storie is nie, die kwessie van die skuld, die staatsskuld in die geheel en ook dan die tekort op die begroting. Hoe erg is dit en beïndruk ons met die optrede vandag die buitelanders wat kyk na hierdie goed, né? Ja, ek dink dit was die groot uitdaging geweest met hierdie begroting, dat die staat moet eintlik aankondig om te sê hoe hy die skuldvlakke van die staat gaan konsolideer of bestendig eintlik, sodat dit nie met ons weghardloop nie, want die probleem word dan, hoe baie rente moet jy daarop betaal en kan jy ooit die kapitaal terugbetaal? En het jy die antwoord gekry? Ons hoop maar so, want uiteindelik as ons kyk na die begroting, dan het die minister gesê, ja, hy gaan seker goed doen om die besteding aan bande te lê, maar daar lê groot uitdagings ook nog voor. En aan die ander kant het hy nou belasting verhoog, en ek het nie regtig 'n groot probleem met die belasting wat hy wel verhoog het nie, maar dan moet ons kom by die uitvoering van hierdie begroting. En dit is waar die uitdaging gaan lê, en ons hoop maar dat hierdie groei van die ekonomie wel sal versnel in die jare wat kom, sodat ons daardie bykomende inkomste kan kry. Maar nou is dit teleurstellend, want hy het dit nou afgegradeer van 2,5% na 2%, né, die groei. Ja, maar ek dink dit is meer realisties. Ek dink dit sou onrealisties wees om in die huidige omstandighede, ook van die internasionale omgewing, te sê dat ons gaan 'n groeikoers van 2,5% kry. En ek dink daarom is dit belangrik dat die staat konservatief kyk na die groeisyfers van die ekonomie, want dit bepaal uiteindelik ook wat sy inkomste toename gaan wees. So uiteindelik het ek nie 'n probleem met hierdie soort van afskaling in die groeisyfers nie. Ek dink dit is baie meer realisties. En buitelanders dink jy hulle sou beïndruk gewees het deur dit om te sê kom ons gaan belê in Suid-Afrika? Ongelukkig was daar min wat ek nog regtig kan sê, maar dit sou die buitelanders aanmoedig om in die langtermyn te kom belê. Ons sien steeds dat die korttermynbeleggings kom, en dit is omdat ons rentekoersdifferensiaal tussen ons plaaslike rentekoerse en internasionale rentekoerse steeds aanloklik is vir die buitelanders. Ook het ons gesien dat die rand uiteindelik 'n bietjie verstewig na die begroting, en dit is dan ook positief vir die buitelanders om te kom met hulle geld. Maar ongelukkig het ons nie werklik 'n omgewing gesien wat vir ons sê, maar die buitelanders sien die beleggingsgeleenthede in Suid-Afrika om te kom besigheid doen, winsgewend besigheid te kom doen en mense in diens te kom neem. En dan net kortliks oor die belasting self, die 1%, dink jy dit is goed genoeg vir inkomste? En volgens Julius natuurlik nou daarso is die kapitaal is uitgelos, né? Ja, dit is weer die politiek, né? En ongelukkig die minister moet seker ook laat die politiek kyk, want in 2016 het ons die plaaslike owerheidsverkiesing. So dit is ongelukkig iets waarna hy moet kyk, en die politici sal maar altyd verskil oor hierdie goed. Ek persoonlik het nie probleem daarmee dat persoonlike belasting 'n bietjie verhoog is nie. Of dit voldoende is, gegee die uitdaging wat sal kom ten opsigte van die salaris- en loononderhandelings. En dit is verskriklik belangrik dat daai loononderhandelings by die perke bly van om by 6%. Baie dankie Ulrich, groot waardering.